Hallo julle, dis lekker om weer saam met julle rondom die woord te kuier. Van waar ook al jy inskakel, groet ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek hoop dat julle almal 'n baie geseënde Kersfees gehad het. Julle magies pyn dalk nou nog van al die lekker kosse wat julle op Kersdag geëet het. Vandag wil ek 'n baie spesiale storie met julle deel. Iets wat gebeur het toe Jesus nog 'n baie klein babietjie was. Het julle al ooit lank vir iets gewag? Soos jou verjaarsdag, Kersfees wat verby is nou, of die dag dat julle eintlik op vakansie gaan? Dit voel soms of jy vir maande lank moet wag. In ons Bybelgedeelte ontmoet ons twee mense wat ook gewag het. Maar hulle het vir iets baie groter gewag. Vir die redder wat God beloof het. Maar voordat ons hierdie storie in die Bybel saam lees, kom ons sing gou 'n paar liedjies saam. Staan sommer op en sing lekker saam en doen gerus die beweging saam. Kyk na die bome, kyk na die berge, weet hy sorg vir jou. Kyk na die mossies, kyk na die lelies, jy kan hom vertrou. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. So ons sê dankie, Jesus, dat hy ons oplig, veilig op die arensvlerke. Dankie, Jesus, dat hy ons sorg vir jou. Kyk na die mossies, kyk na die lelies, jy kan hom vertrou. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. So ons sê dankie, Jesus, dat hy ons oplig, veilig op die arensvlerke. Dankie, Jesus, dat hy ons oplig, veilig op die arensvlerke. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir Kersfees, vir geskenke, vir liefde en vir saamwees met familie en vriende. Dankie dat ons kan weet dat U getrou is en dat U altyd U beloftes nakom. Dankie vir die genade en die liefde.
gaan saam met elkeen van ons terwyl ons vanoggend uit u woord lees. Amen. Kom ons lees saam uit Lukas 2, vers 25 tot 36. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei, het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria, sy moeder, gesê: Kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom, en wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Daar was ook 'n profetes Anna, 'n dogter van Faniel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Ons lees in hierdie gedeelte van 'n man met die naam Simeon. Hy was oud, maar hy het nog elke dag die Here liefgehad. God het vir Simeon 'n baie spesiale belofte gegee en hy het vir hom gesê dat hy nie sal doodgaan voor hy nie die Messias gesien het nie. Kan julle dink hoe groot hierdie belofte is? Simeon het gewag en gewag en gewag, maar hy het nooit moed opgegee nie, want hy het God vertrou. En toe eendag het die Heilige Gees vir Simeon gesê: Simeon, gaan tempel toe. En Simeon is gehoorsaam. Hy stap tempel toe en daar sien hy 'n baba Jesus. God wys vir Simeon: dit is die een vir wie hy gewag het. Maar Simeon neem vir Jesus in sy arms en prys God en sê: Here, u het u belofte gehou. Dan ontmoet ons 'n vrou met die naam Anna. Sy was ook al baie oud, 84 jaar, maar sy het nooit opgehou om God te dien nie. Sy was altyd in die tempel, sy het gebid, sy het God aanbid en hom vertrou. Toe Anna Jesus sien, weet sy dadelik: hier is die kindjie wat God beloof het. Sy was so bly dat sy vir almal vertel het dat hierdie seentjie die redder is. Wat kan ek en jy uit hierdie verhaal leer? Ons leer dat God altyd sy beloftes hou. Simeon moes lank wag. Anna moes lank wag. Maar God het gedoen wat hy gesê het. Ons kan op God vertrou, want God breek nie sy beloftes nie. Ons leer ook dat God se tyd altyd perfek is. Soms wil ons sê God moet nou iets vir ons doen, maar God weet presies wanneer die regte tyd is. Soos 'n saadjie wat jy plant. Jy kan nie môre alle bome hê nie. God laat dinge groei op die regte tyd. Ons leer dat ons God kan dien. Maak nie saak of ons oud of jonk is nie. Anna was oud en Simeon was oud. Maar God het hulle gebruik. En hy kan jou ook gebruik, sommer nou al. Simeon het Jesus vasgehou en Anna het almal van Jesus vertel. Hulle het geweet, God het iets wonderliks gedoen. En vandag hoef ons nie te wag vir Jesus om gebore te word nie. Dit het al klaar gebeur. Maar ons wag op wat God nog in ons lewens gaan doen. En ons kan hom vertrou, want hy hou al sy beloftes. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat u u beloftes hou. Help ons om u te vertrou, selfs wanneer ons moet wag. Gebruik ons elke dag om u liefde te wys. Amen. Totsiens, maats.